En ons nuuspersoon van die week, James Kim. Hallo, James. Dawie, dankie. Lekker om terug te wees. Kom ons begin heel eers by die G20 en daar sê Donald Trump vir ons nee, hy gaan nie vir ons uitnooi nie. Of so klink dit ten minste. Ja. Dis 'n volgende jaar se G20. Hy gaan nou die volgende voorsitter word en dit gaan in Miami wees dink ek as ek nie mis het nie. In Florida, dit ja. in volgende jaar plaas. Die een wat nou deur Suid-Afrika aangebied is wat pas ten einde geloop het. En die vraag is natuurlik hoe dit moontlik gaan wees. As ons kyk na die G20 se leierskap, as ons kyk na die G20 se leierskap, dan sien ons dat die leierskap bestaan uit 'n trojka. Dit is nou dan die huidige president, met ander woorde, dit is nou die FSA, die vorige president, wat nou Suid-Afrika is en die volgende president vir die Verenigde Koninkryk is. So Suid-Afrika wat eintlik nog 'n prominente rol steeds het wat die leierskap van die G20 volgende jaar nog betref. Ja, en Suid-Afrika is een van die stigterslede gewees. Suid-Afrika is een van die stigterslede van die G20, van die oorspronklike lede wat ook daarvan deel vorm. Nou is die vraag natuurlik, maar kan die VS besluit om dit net eenvoudig te doen, om Suid-Afrika nie te nooi nie. Hier is 'n interessante ding wat die politieke ontleder Hendrik Matthee opwys. Hy sê wel, wat die VSA wel kan doen is om nie visums uit te reik nie. En jy gaan nie sonder 'n visum dan na die VSA kan reis. 'n ander standpunt natuurlik ook is dat hierdie iets is wat Trump steeds as 'n onderhandelingsmeganisme gebruik. Ons sien dat hy redelike groot uitsprake maak en dit dan die deur oopmaak baie dikwels vir onderhandelings en ons moet maar kyk of hierdie nie ook deel is van daardie strategie nie. Goed, maar intussen is daar 'n klomp ander ontleders wat sê Donald Trump het eintlik die president 'n guns gedoen deur nie te gekom het na die G20. Interessante meningsstuk is geskryf deur Jonathan Katz in Ellenbogen. Hy's 'n weeklikse rubriekskrywer vir die Daily Friend en hy sê Trump se afwesigheid het alles oorskadu, het alles oordonder en dat Suid-Afrika se eie tekortkominge ook dan onder die mat gefees, maar dan 'n volgende ding, naamlik dat Trump se tradisionele bondgenote ook nou in 'n mate vervreemding dan ervaar het van die VSA vir die feit dat hulle dit bygewoon het en Trump afwesig was. So dis die skyn geskep van hierdie samehorigheid wat nie heeltemal waar is nie. Nog een wat interessant is, 'n plaaslike storie, die kat wat in die duiwehok is. Dis nou Kat Matlala in die parlement. Ja, Woesie Kat Matlala, hy het nou die afgelope 2 dae getuig voor die parlementêre ad hoc komitee wat ondersoek instel na polisiekorrupsie. Hierdie keer het die sitting nie by die parlement plaasgevind nie, maar by Cemax, waar Matlala in die stadium verhoor afwagtend was. En ek wonder of party van die parlementariërs nie sommer daar moet bly nie. Wel, ek kan vir jou een ding sê, Matlala was netjies aangetrek as die meeste van haar parlementariërs 'n R25.000 se pak klere, waarin hy sy verskyning gemaak het en hy is behoorlik ondervra deur Glynis Breitenberg van die DA en sy het in 'n stadium vir hom gesê, maar jy is korrup, jy is 'n skelm. Matlala wat dit onomwonde gestel het, hoe is ek 'n skelm? Sy sê, maar jy het R500.000 in jou eie getuienis se omkoopgeld aan Bekkie Cele betaal. Hy sê, ja, ek het dit nie ontvang nie, ek het dit betaal. En dis 'n belangrike onderskeid vir Matlala om te tref. Nog so 'n bietjie van 'n konflik wat besig is om af te speel in ons oppositiepartye, of dan nou deel van die Nasionale Eenheid, regering van Nasionale Eenheid en dis die DA, Steenhuisen en George wat besig is om mekaar se hare uit te trek. Ja, Dion George wat onlangs toe die minister van Bosbou, Visserye en die omgewing was. John Steenhuisen voer aan dat hy Dion George wou herontplooi na die departement na 'n ander departement toe. Internasionale betrekkinge. Nee, dit is internasionale handel. Dit is waar hy 'n bepaalde rol ook sou kon speel. Nou staan ek nou toe vir oomblik Dawie, maar dat hy daar 'n adjunkminister rol sou speel. En dit is nou handel en nywerheid, verskil is die departement. En dat hy daar 'n adjunkministersposisie sou bekleed. Dion George was sê nee, maar dis 'n afgradering. Dit is 'n verlaging in my statuur. Steenhuisen wat volhou, hy sê nee man, jy het dubbele burgerskap van Suid-Afrika en die VSA. Jy kan 'n rol daar speel om te bemiddel. George wat nou teruggekap het intussen, maar sê maar Steenhuisen kan nie met geld werk nie. Steenhuisen het R150.000 se kredietkaartskuld en ek het Steenhuisen se DA kredietkaart teruggevat want hy koop Uber Eats, maar die spanning wat besig is om toe te neem tussen George en Steenhuisen. James Kemp, dankie dat jy weer 'n keer hier by ons 'n draai kom maak het. Wel, wat is dan verkeerd? Ek meen as jy geld betaal, is jy nie korrup nie of is jy kredietkaart so 'n bietjie te veel gebruik vir Uber Eats, is jy ook nie noodwendig verkeerd nie. Land is baie vreemd.